Oeps, Josef se geslagslyn is vervloek. Geen koning uit sy geslag mag oor Juda heers nie. Hoe sal Jahwe Dawid se verbond nou herstel? Nou baie mense beweer dat Joshua nou net die seun van Josef was en dat hy nie deur 'n maagd gebore was nie. Jahwe weet alles en hy het geweet dat mense so gaan dink. En het 'n vloek en 'n seën in gedagte gehad om sy eerlikheid aan die mensdom te bewys. En om die mense wat sulke godslasterlike goed kwytraak en wat Joshua se goddelike wese verag in skaamte laat staan. Hierdie studiestukkie kan dalk miskien bietjie lank wees. Asseblief, staan die tyd af en gaan daardeur. As jy nie van my stem hou nie, gaan asseblief en lees die geskrewe gedeelte en doen self ondersoek. Nou ons weet Jahwe verander nie en wat oor sy lippe gegaan het, sal hy nie verander nie. Malagi 3 vers 6 en Psalm 89 vers 34. Ons sien dat Jahwe die Moabiete en die Ammoniete vervloek het en so ook die wat verbaster het. En hier in Deuteronomium 23 vers 3 sien ons dat hulle mag nooit nie eers in hulle 10de geslag in die vergadering van Jahwe kom nie. En dit is die vloek wat Jahwe oor hulle gespreek het. En in Nehemia, hulle se tyd sien ons in Nehemia 13 vers 1 dat hulle tot in ewigheid in die vergadering van Elohim nie mag kom nie. En so het hulle die verbasterde kinders en vreemde vroue uit Israel verwyder. Nou die wat hierdie groot sonde gepleeg het, kon weer teruggekeer het in Jerusalem as hulle van hulle vreemde vroue afgesny het. Maar die wat nie wil nie, hulle was afgesny gewees van Israel en hulle eiendom was met die bandvloek getref gewees as hulle nie binne 3 dae sou teruggekeer het nie. Dus is daar 'n vloek en as jy terugkeer, is daar 'n manier om genade te verkry. Maar jy sal iets van jou kant moet doen. Dus die wat nie bereid was om hulle van hulle vreemde vroue en kinders af te sny nie, het genade verkry en kon in Jahwe se vergadering gekom het, maar die vreemde vroue en kinders, hulle kon nie. Dus is Jahwe getrou aan sy woord en steeds kon die vreemde vroue en kinders nie in sy vergadering gekom het nie. Maar weet julle dat Josef se aardse en biologiese pa se bloedlyn vervloek is? Josef was inderdaad uit die stam van Dawid, maar hy stam af van koning Jehoiakim, ook genoem Gonja, van wie Jeremia 22 vers 24 tot 30 sê, dat geen afstammeling sal op Dawid se troon sit van hierdie geslag nie. Nou in hierdie vloek is daar 'n belangrike aspek wat ons in ag moet neem. Ons weet as Jahwe iets gespreek het, sal hy dit nie verander nie, Psalm 89 vers 34. Dis sê Jahwe dat niemand van Gonja se geslag sal geluk om te sit op die troon van Dawid en oor Juda heers nie. Sal Jahwe getrou wees aan sy woord, of sal hy verander as iemand in Gonja se geslag hulle bekeer? Ja, Jahwe is 'n getroue en 'n barmhartige en 'n genadige Elohim, en hy vergewe, maar hy sal nooit die onskuldige party ongestraf laat bly nie. Dis sal daar die vloek steeds op Gonja se geslag heers. Nou die vloek op Gonja is 'n belangrike profesie vir hierdie Messia-verwerpers wat beweer dat Joshua was nie deur 'n maagd gebore gewees nie, want deur die vloek op Gonja bewys Jahwe aan die mense wat sê Joshua was maar net 'n biologiese seun van Josef, dat Joshua dan nie geregtig was om op die troon van Dawid te sit nie. Josef was wel 'n afstammeling van Dawid en soos baie beweer word sy geslagslyn in Matteus 1 vers 1 tot 16 gedeurgegee vir ons. Dit wys dat hy 'n afstammeling van Dawid is deur koning Salomo. Dan stam hy af van Jegonja of Gonja oor wie 'n vloek uitgespreek was. Nou hier sien ons dat Josef deur Jegonja of Gonja se lyn kom. En dit is 'n probleem. Want Jeremia sê, geen nageslag van Joachim of Gonja sal op die troon van Dawid sit nie. En in Jeremia 22 vers 24, dan sien ons die vloek op Gonja waar die seelring van hom verwyder word. Dis word sy nageslag gestroop van hierdie koningskap af. Nou let wel, Jeremia 22 vers 30, sy geslag, sy saad, sal nie heers oor Juda nie. Let wel, sy saad, sy fisiese saad, 2233. En dit wil sê sy kinders ook. Dit wil sê, nie eers die saad van Josef, Maria se man se geslag mag op die troon van Dawid sit en daar heers nie. Dis is hier 'n groot probleem as Joshua Josef se biologiese seun was. Nou hierdie profesie sê duidelik dat geen nageslag, of met ander woorde saad van Joachim, sal ooit regeer nie. Nou as Joshua deur Josef verwek was, sou hy nie die reg gehad het om op die troon van Dawid te sit en te heers nie. Maar hoe nou? Jahwe is getrou aan sy woord en hoe sal hy dan nou vir Dawid lieg dat daar vir ewige koning op sy troon sal sit en oor die huis van Israel heers?
So wat het Jahwe in gedagte in sy raadsplan om steeds sy woord getrou aan Dawid te kon bewys en dat die profesie deur die profete vervul kan word en dat alles mooi in plek sou val. Om die Messias-verwerpers te laat bloos, moes hy die geslag van Gonja vervloek het, want sodoende kan hulle nou nie sê dat Yeshua was maar net die seun van die timmerman van Josef nie. So watter uitweg is daar en hoe sal die legkaart van hierdie profesies in plek val? So kom ons kyk na die profesie wat baie Messias-verwerpers verag. Jeremia 31 vers 22. Hoe lank sal jy bly aarzel, o afkeerige dogter? Want Jahwe het iets niets op die aarde geskape. Let wel, die vrou sal die man beskerm. Nou baie Joodse rabbies of Jode of Judeërs erken nie 'n vrou se geslagslyn nie, want dit kom altyd uit die man uit. Maar Jahwe se reddingsplan was daar altyd uit 'n vrou, maar ons het tonnelvisie, ons sien dit nie. En so sien ons nie hierdie hele prentjie nie. Nou kom ons kyk hoe het vrouens se rol gespeel in die skrif. Nou Eva word beskou as die moeder van alles wat lewe, soos in Genesis 3 vers 20. Hoe was Abraham se belofte vervul dat hy 'n vader van 'n menigte van nasies sal word? Deur sy vrou Sara. Isak was nie uit Abraham gebore gewees nie, maar uit sy vrou Sara. Nou Melchisedek is deur sy moeder Sefonima verwek. En sy pa Ner het nie gemeenskap eers met haar gehad nie, en dit sien ons in Openbaring van Henog 23. So het Abraham hulle 'n priester gehad wat hulle onderrig het, en let wel wat deur 'n vrou gekom het. Daar was nie enige manlike of seksuele gemeenskap gewees en Melchisedek was nie deur 'n saad van 'n mens verwek gewees nie. En as ons nou kyk na vers 21, dan sien ons het Melchisedek gekom om die tabernakel van apartheid, let wel, na Ner en Noag te kom herstel. Dus het Melchisedek deur die vrou gekom om te kom herstel. Nie van die saad van Ner om die tabernakel van Jahwe te herstel nie, maar deur die direkte saadlyn van die vrou kon die tabernakel herstel word deur Melchisedek, en so is Yeshua ook 'n spieelbeeld van Melchisedek, dat hy nie deur 'n saad van 'n mens verwek was nie. En so was Yeshua ook die perfekte Melchisedek, omdat hy ook deur geen gemeenskap verwek was en nogal deur 'n maagd gekom het. En so het 'n vrou Rahab in Josua 2 vers 1 tot 6 Josua hulle se verkenners beskerm en die stad Jerigo in Israel se hand gegee as oorwinning. En so is Yeshua ook deur Rahab se geslagslyn gebore. Nou kom ons kyk na Rut. Rut, sy het die geslagslyn van Dawid kom herstel deur haar huwelik met Boas. In Rut 4 vers 13 tot 22 sien ons dit. En so was Yeshua ook deur haar geslagslyn gebore gewees. Esther, sy het haar volk gered van uitwissing. Esther 4 vers 14. En so het Maria Miriam Yeshua gebaar, wat redding vir die wêreld gebring het en wat die belofte van ewige koningskap van Dawid bevestig het. Lukas 1 vers 31 tot 33. Let asseblief mooi hierop. Die engel praat met Maria, hy praat nie met Josef nie. En hy sê vir haar dat sy swanger sal word en 'n seun sal baar. Dit wil sê uit haar sal Yeshua gebore word, net soos met Sefonima en met Melchisedek. En uit haar sal hy gaan en Jahwe sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal die koningskap herstel. Wat het Melchisedek gedoen? Hy het die priesterskap herstel wat deur geen gemeenskap gevolg het nie. Dus uit Maria, let wel, Maria se lyn, nie Josef se geslagslyn, is Yeshua gebore en hy mag wettig op die troon van Dawid sit. Hoekom mag hy wettig op die troon van Dawid sit? Want Maria se geslagslyn is nie vervloek nie, maar Josef se wel is vervloek. En so sit Jahwe weer die seelring terug op Serubabel se vinger. Dus kom herstel Jahwe die belofte van Dawid deur die vrou. Die vrou beskerm Dawid se geslagslyn wat deur 'n man Gonja besoedel was. En so sit Jahwe die seelring terug op Serubabel se hand en Dawid se belofte word vervul, let wel, deur Maria en nie deur Josef nie. Want Josef is 'n direkte geslag, let wel, van die saad van Gonja, maar Maria nie. So kom ons kyk hoe herstel Jahwe hierdie seelring en die verbond met Dawid deur die vrou en nie deur 'n vervloekte geslag van 'n man, naamlik die van Josef nie. Ja, dit is waar, Jahwe doen niks as hy sy raadsbesluite nie deur die profete gegee het nie. En so het Jahwe deur die diens van Haggai gesê dat hy die seelring weer terug sal plaas op Serubabel se hand. Nou hier het Jahwe ons eintlik twee paaie gegee om te kies. Jy moet nou kies wie jou koning gaan wees en of hy suksesvol op die troon van Dawid sal sit.
want Gonja se geslagslyn is vervloek. Gaan jy glo dat Jahwe nie verander en wat sy oor sy lippe gegaan het, sal hy nie verander nie? Of gaan jy glo dat 'n vervloekte geslagslyn se koning oor jou gaan heers? Jahwe gee jou vandag, soos Pilatus destyds, 'n keuse. Sal jy Yeshua kies, die ware seun van die Vader, of sal jy Barabbas kies, wie se naam ook seun van die Vader beteken, maar hy verteenwoordig 'n wêreldse weg? Watter geslagslyn gaan jy kies? Ja, Jahwe bring redding vir die troon van Dawid, maar kan jy erken dat hy dit hierdie keer weer die redding sal bring, en let wel deur 'n vrou? As jy sê Josef se geslagslyn word in Matteus 1 aangeteken, en hy is uit Gonja se geslagslyn deur Serubabel, is hy steeds deel van hierdie vervloekte geslagslyn, want sy geslagslyn loop direk na Gonja. Dis is daai saadlyn vervloek. Maar kom ons kyk, hoe het Jahwe die vloek van Gonja se geslagslyn herstel, want Jahwe kan nie dit wat uit sy mond uitgegaan het verander nie. Dit is soos die dag toe koning Ahasveros sy seelring afgehaal het en dit aan Haman gegee het, om die Jodeërs te verdelg. Nou wat beteken dit as 'n koning sy seelring afhaal en dit aan iemand anders te gee? Of wat beteken dit as Jahwe iets sê uit sy mond uit? Kan dit verander word? Kan dit herroep word? Nou Haman het die volle mag en gesag gehad om in sy naam van koning Ahasveros die besluite te neem en die wette te onderteken. En in die antieke wêreld het 'n seelring gesimboliseer dat iemand in die autoriteit van die koning optree. Deur sy seelring aan Haman te gee, het Ahasveros hom die hoogste gesag gegee om sy bose plan teen die Jodeërs uit te voer. Dit beteken dat die koning self nie meer direk beheer oor hierdie situasie gehad het nie, want hy het sy gesag aan Haman oorgedra. Dus is dit vasbesluit dat Haman die Jodeërs kan verdelg. En wat behels dit hier in Ester 8 vers 8? Want 'n geskrif in die naam van die koning geskrywe en verseël met die seelring van die koning, let wel, kan nie herroep word nie. Dis staan die Jodeërs die dood in die oë, net soos die volk die dood in die oë gestaar het in die doderyk. Maar wie kan hulle red? In die geval van Ester, die vrou wat die man sal beskerm. So sal Jahwe nie teruggaan oor sy vloek oor Gonja nie, want dit staan vas, soos Ahasveros se besluit. Maar hoe het Ahasveros uit hierdie besluit gekom, want hy kan nie teen sy woord gaan soos ons ware koning Jahwe nie, want hy kan nie uit twee monde mos spreek nie. Nou die vrou sal die man moet beskerm. Ahasveros het Haman die reg gegee om dit te doen wat hy wil doen met die Jodeërs. Nou kom Ester na vore, sy vind genade in koning Ahasveros se oë. Nou Ahasveros is net soos koning Herodes, wat nie Johannes die Doper wou doodmaak het nie. Nou vra Ahasveros, soos Herodes vir daai meisie gevra het wat gedans het, wat soek jy Ester? Al is dit die helfte van my koninkryk, dit sal ek vir jou gee. En dis presies dieselfde woorde as wat Herodes gesê het. Nou Herodes se woorde hier is ook onherroepelik, en hier gee hy hierdie gesag aan 'n vrou. En die vrou verander hierdie besluit van die koning, want Herodes wou nie Johannes gedood het nie, maar ter wille van die eed aan hierdie vrou, het hy nie ander keuse gehad nie. En so ook met Ahasveros, sy woord aan Haman was vas. Hy kon dit nie herroep nie, maar deur die vrou Ester en sy eed aan haar, gee hy haar geslag nou die seelring, en sy verander die koning se besluit, en die vrou se geslag word beskerm, en haar man se geslag word uitgedelg. Soos daai vrou Johannes die Doper se kop op 'n skinkbord gesoek het, so soek Ester Haman se kop op 'n skinkbord en sy geslag se kop op 'n skinkbord. Dis het die koning nou nie sy woord of sy raadsbesluit self verander nie. Sy woord het steeds bly staan. En so bly Jahwe se woord vas oor Gonja se geslagslyn, en Jahwe kan nie daai vloek in 'n seën verander nie. Anders te praat uit twee monde uit. Maar wie gaan genade en behaag in Jahwe se oë vind? Die geslagslyn van Josef deur Gonja of die geslagslyn van Maria deur Nathan wat nie deur Gonja loop nie? Gaan die vrou die man beskerm? So kom ons kyk bietjie, wie gaan julle kies? Gaan julle Yeshua die ware seun van die Vader kies of Barabbas wat 'n menslike seun van 'n vader was? Nou Jahwe moet sy belofte aan Dawid vervul en so ook die seelring teruggee wat van Gonja verwyder was. Maar van wie se geslagslyn? Van Gonja deur Salomo se geslag of van die vrou Maria se geslag deur Nathan wat ook nie eers deur Salomo of Gonja se geslagslyn gaan nie? Nou die geslagsregisters is vir my so interessant en baie vind dit vervelig om dit te lees. En baie lees dit ook verkeerd of mis 'n paar baie belangrike feite in die geslagslyne wat hulle so voorlief is.
Ja, Jahwe sit die seelring aan Serubabel terug en hy herstel die troon van Dawid, maar doen hy dit deur die man se geslagslyn of deur die vrou, soos ons gesien het met Ester? Of kan ek gou u nog 'n voorbeeld gee van 'n sinnebeeld? Nou in Genesis 38 weier Juda dat sy seun Sela aan sy broer Er se vrou gegee word, want hulle moes 'n swaarshuwelik vir sy broer sluit en kinders vir Er verwek omdat hy kinderloos gesterf het. Nou Juda raak honger langs die pad en hy gaan oreer. Nou ek wonder dalk of hy dit dalk op 'n gereelde basis gedoen het, want hoe het Tamar geweet om haar te vermom as 'n hoer en so aan te trek en hom in daardie lokval in te lei? Ek wonder. Dis weens sy gehoerery gaan hy onwetend by sy seun se vrou in en sy word swanger. En kyk nou mooi wat gee hy vir Tamar as loon. Let wel, hy gee sy seelring, sy heerskappy weens sy sonde, weens sy hoerery verloor hy sy seelring en hy gee dit aan Tamar. En dit is hoekom dat hy haar nie kon doodmaak nie, want sy het reg oor hom. Sy het die seelring in haar besit en sy slaan nou die kitaar. En sodoende beskerm die vrou die geslag van haar man Er, en so was Joshua ook uit Tamar gebore gewees. Nou hoe het die vrou nou die seelring van die geslag van Serubabel beskerm, sodat Dawid se geslagslyn nie die koningskap sal verloor nie? Serubabel kom nie net in Josef se geslagslyn na vore nie. Ek weet nie of julle dit opgetel het nie of opgelet het nie. Maar hy kom ook in Maria se geslagslyn na vore. Oeps, wat sien ons hierso? In Josef se geslagslyn is Serubabel se pa Sealtiel en sy pa Jegonja, wat in Jeremia 22 vers 30 vervloek is, en Jahwe het sy seelring verwyder. Maar in Lukas 3 vers 27 is Serubabel die seun van Sealtiel, die seun let wel van Neria. Hoe is dit moontlik dat Sealtiel twee verskillende paas het? Nou baie Bybelse geleerdes beweer dat dit deur middel van 'n swaarshuwelik was, soos met die geval van Er en Tamar, dat 'n ander broer vir sy broer moes instaan om 'n geslag vir hom in die lewe te bring. En dit maak sin, want wat behels die vloek op Jegonja of Gonja? Let wel, skryf hierdie man op as kinderloos. Dis maak dit nou sin dat iemand anders is soos Neria dan Sealtiel se pa was, wat 'n geslag vir sy broer in die lewe gebring het. Of dit kan ook deur aanneming geskied. Dus deur 'n ander bloedlyn of saad, anders as die van Gonja, kom 'n maagd, 'n vrou met die naam van Maria na vore en skenk geboorte aan Joshua, wat nie met Josef gemeenskap gehad het nie. Want anders sou die saad van Gonja in Joshua se bloedlyn voorgekom het, en weer eens maak dat Joshua nie op die troon van Dawid mag sit nie, want Gonja se saad is in Josef, en Joshua is ook nou dan vervloek. Nou verbind Jahwe hierdie twee saadlyne, herstel Dawid se troon deur die vrou, so Sefonima, Melchisedek se ma, hoe Melchisedek die tabernakel van Jahwe kom herstel het, direk uit 'n vrou sonder die saad van 'n mens. So het Joshua Dawid se vervalle hut van Dawid kom herstel deur 'n vrou sonder die saad van 'n mens. En dit maak hom ook die spieelbeeld van Melchisedek, wat ook net uit 'n vrou gebore was, sonder die saad van 'n man. Dis is hy die perfekte Melchisedek, want hy het deur 'n jong vrou gekom, wat nog nie gemeenskap met 'n man gehad het nie, waar Ner en sy vrou Sefonima al jare getroud was en gemeenskap gehad het natuurlik na deur die jare, en so het Melchisedek deur haar gekom op haar ouer ouderdom. Joshua het deur 'n jong vrou gekom. Dis hoekom die skrif ook kan praat van die jong vrou en 'n maagd. En so as ek nou na Ner en Sefonima kyk en die perfekte Melchisedek, dan wonder ek ook, is Sara ook nie net op haar ouderdom ook bevrug gewees deur die apart gestelde gees deur Isak te baar nie? Dis vir die wat sien dat Joshua Josef se biologiese pa is hierdie nou vir hierdie godslasterlike siening van hierdie mense skaakmat. Want nou plaas julle weer Gonja se vloek op 'n reine maagd wie se geslagslyn skoon is, nie deur Salomo of Gonja nie, en dis
kan die vrou julle nie eers meer beskerm nie. En so kies julle hierdie besoedelde seun van die Vader Barabbas en nie die vlekkelose lam Yeshua, die Messias nie. Kan julle dit dalk al insien? Of is dit steeds vir julle oë verborge? Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Shalom.